Goeiedag julle, ons kyk 'n bietjie hierso by Jaco Kriel vandag hier in die Porteville distrik en ons praat 'n bietjie met hom oor Regen. Wat hy gemaak het, hoe dit sy boerdery verander het. So kom ons luister gou wat hy te sê het. Dag sê Jaco, gaan dit? Nee wat Jano, mag ek klaar nie, lekker koud vandag hierso. Ja, so ek hoop jy val 'n reentjie. Ja nee, of ek hom nou dringend nodig. Ja, die grondjie is 'n bietjie droog op die oomblik. Dis droog. Jaco, sê gou vir my voor ons begin. Verduidelik ons 'n bietjie julle boerdery setup. Hoe lyk dit? Waarmee boer julle? Wat doen julle? Weet jy, Jano, ons het so 'n gemengde boerdery hierso. ons is meestal soos graan, is koring, canola, en dit is vir jaar haver en moutgars. En dan het ons 'n vee afdeling met van skaap en besel. So julle is daai tradisionele koringboere van die Swartland hierso. Ja, ons hoop maar die koringbedryf stel pop op. Ja, so ons het dit nodig. Anders weet ons nie wat ons sal maak. Ja, ek sê gou vir my, deesdae ek hoor al hoe meer die manne praat van Regen, dis al hoe meer op die ouens se lippe. Wat se behoefte het jy op die plaas? Hoekom het jy besluit om dit te gebruik? Hoe het jy op dit afgekom? Weet jy, ja, daar was iemand by my gewees wat die produk aan my kom bekendstel het. En hy het my gevra of ek 'n proef wil doen daarmee. Ons het toe laas jaar sommer net 'n 8 hektaar proef gedoen. En die resultate wat ons gekry het uit die proef lyk baie belovend. Hulle het kom blaar met ons gestrek deur die seisoen in die kamp gemonitor. En ja, die voedingswaardes en die opnames waar ons die Regen gebruik het, het redelik goed gelyk binne in die plant self, waar die nutriënte uit die grond uit opgeneem het. Jy sê jy weet nie wat binne in daai produk is hier, maar iets werk nie. My plantmengsel is 'n korrelmengsel, so dis 'n korrel wat jy net in jou plantmengsel in blend. En ja, hy werk eintlik baie lekker. En vir jaar, hoe groot het jy vir jaar gegaan met dit? Ek het besluit om alles met Regen, al my koring het ek vir jaar met die produk en die gas en die haver ook. So ons gaan nou maar kyk, ek het nog nie geproef op die canola nie, maar ek gaan definitief volgende jaar die proef doen. Vertel my gou, hoe het jy dit in die grond gesit? Het jy op jou gewone tradisionele plantmetode dit ingesit? Jy het nie van planters verander of 'n ander metode gebruik nie. Dit is asof jy al die jare mee geplant het. Ja, kyk, is 'n gewone plantmengsel, so die kunsmismaatskappy by wie hulle die produk of die agentskap het, hulle blend dit in jou mengsel, so. En hulle het vir jou kom 'n reisjie uitgewerk en gehelp dit blend en al daai dinge. Ja. So Jaco, maar ek hoop regtig dat die kostefaktor. Jy het die som gemaak. Ja, weet jy, ek dink gegee by die kunsmispryse wat nou vir jaar so buitens voor of oog was, dink ek ons is op die regte pad met hierdie klas goeders. Ons kan ons nou maar vuil maak en kyk hoe die goeders werk. Ek dink daar is effe meriete in hierdie produk en ja, ek sal enigiemand aanbeveel om dit te toets op klein skaal en kyk hoe dit werk en ja, hoe dit inskakel in jou stelsel. Ek dink dit is belangrik wat jy daar sê, want ek bedoel die metodes wat ons al die jare gebruik het, begin nou nie meer werk nie. So ons moet nou uit die boks uit dink om nuwe goed te kry. So ja, en die ding is die koolstof aspek wat hy bind in jou grond. Kyk, ons hier in die Swartland sukkel mos maar om koolstof op te bou. Veral as jy nie op 'n melkstelsel is hè. So ek dink is definitief iets om na te kyk. Jaco, hoor hierso. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop dat jou stroopers se drom vir jaar en dik droë koring vasdry. Ons hoop so, ons almal het dit nodig. Dankie vir jou tyd, Jaco. Alright. Daar sê julle, daai het julle hom van Jaco af. As julle wil 'n bietjie Regen toets, kom in kontak met die manne. Hulle sal vir jou uitsorteer en dan doen jy 'n toets op 'n klein skaar en dan kyk jy hoe werk dit. Ek bedoel, as dit vir jou werk, hoekom nie? Lekker dag verder. Cheers.